alleen is waardig, Here. U is die Here van die leerskade. Dankie dat ons deel kan wees van die leerskade, Here. Deel kan wees van elke ding wat U vir ons instoor het bedoel het. Dat ons daar kan wandel en kan staan en U kan prys en aanbid vir dit, Here. Thank you, Jesus. Net soos wat die reën op die aarde neerval, die natuurlike reën neerval, so stort ek my gees uit, so stort ek my genade uit, so stort ek my liefde uit, so stort ek my heiligmaking uit. Ek is nie apart van julle nie, ek is met julle, ek is by julle. Maak oop jou hart, maak oop jou gees, turn your face to heaven and let it rain on you. Let my mercy rain down on you. Let my spirit rain down on you. Let my fire be ignited in your spirit again. Let the passion of your heart be renewed. Be renewed. Be renewed. Because my rain, I will bring forth new life. New life will come. My spirit says the Lord. Hallelujah. Ons weet dat hierdie jaar, Here, die belofte wat U vir ons gegee het, is die jaar van dubbel. Soos wat die reëns in die begin van hierdie jaar neergedaal het, in hierdie week ook, Here, oor die land benat en nuwe groei bring, so weet ons dat die laatreëns van die Gees op pad is, alreeds daar is, vir die kerk van die Here, vir hierdie eindtyd, om ons gereed te kry vir die grootste gebeurtenis van al die eeue, wanneer Jesus Christus gaan kom om ons te kom maak. Ons eer en ons prys U, Vader. So heerlik U naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Maak ons gereed. Maak ons paraat as soldate, as woordmense, as geesbedieners vir hierdie tyd van besoeking en van heerlikheid. In Jesus naam. Dankie, Vader. Halleluja. Amen. Kom ons neem ons op plek. God's word in my heart, truly it's a treasure. Baie mooi nie. Om die woord van God in my hart te bear. Bietjie meer as 'n maand gelede in die begin van Desember daar rond, het die Here met my hierdie waarheid begin deel, rondom hierdie waarheid, naamlik om die woord van God in my hart te bear. Of ons kan ook sê, in my hart te bewaar. Wat hou dit vir my in? Wat se voordele is daaraan verbonde? Hoekom is dit vir my belangrik as kind van die Here om hierdie waarheid te soek en te koester in my gees? En die heel belangrikste van dit alles is, hoe bear ek die woord van God in my hart? Nou kom ons gaan nou so 'n paar skrifte rondom die saak kyk. Psalm 119 vers 11 sê, ek het U woord in my hart gebeere. Die boodskap sê dit vir my baie mooi. Hy sê, moet asseblief nie dat ek U wonderlike pad misloop en begin sonde doen nie. U woord is diep in die brandkluis van my hart weggebeere. Ek het U woord in my hart gebeere, weggesteek, toegesluit, diep in die brandkluis van my hart weggebeere. Nou vriende, 'n mens bære net iets wat vir jou baie kosbaar en baie waardevol is. 'n Brandkluis is 'n plek waarin kosbare dinge weggeplaas word. Dinge soos juwele, geld, belangrike items, dokumente ensovoorts. Ek bære dit in die brandkluis omdat ek juis wil hê dat dit bewaar moet bly. Nie iets moet oorkom, nie gesteel moet word nie, omdat dit vir my baie belangrik is dat dit nie sal wegraak
besit of uit my hande nie. Daarom wil ek vanoggend sê, slegs indien ek die woord van God baie kosbaar en waardevol ag in my lewe, as iets wat ek ten alle koste wil behou en wil hê en wil bekom, dan sal ek alles doen in my vermoë om dit te bewaar en dit te bære in die brandkluis van my hart. Paulus sê in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Nou die woord kan slegs ryklik in my woon, indien ek dit as iets kosbaars in my hart wegbêre en bewaar. Paulus moedig ons aan, hy sê, bære die woord van Christus. Bewaar die woord van Christus in jou hart. Laat die woord van Christus ryklik in ons woon, in alle wysheid. Nou, 1 Johannes 2 vers 3 tot 5 sê, en hierin weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie of sy woord bewaar. Hieraan weet ons dat ons hom ken. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, en hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Is dit nie geweldig nie? Kennis tot van die Here God, liefde tot en vir die Here God, word onlosmaaklik gekoppel deur die Bybel aan hoe ons sy woord bewaar en bære in my hart. Indien ek vandag sou opstaan en ek bely dat ek die Here God ken, en ek bely dat ek hom liefhet bo alles, maar ek bewaar en bære nie sy woord in my hart nie, sê die Bybel is ek 'n leienaar en is die waarheid nie in my. Nou vra ek vandag vir myself en vir u, wil ons so 'n persoon wees? Wil ons eendag voor God gaan staan as iemand wat 'n leienaar is en in wie die waarheid nie is? Want ons bely het ons ken hom, bely het ons het hom lief, maar ons bewaar en bære nie sy woord in ons hart nie. Nou kom ons kyk so 'n bietjie wat sy voordele hou dit vir my in, om die woord van God in die brandkluis van my hart te bære. Nommer 1, dit hou my pad suiwer en rein, dat ek teen die Here God nie sou sondig. Dit hou my pad suiwer en rein, sodat ek op die weg van die Here sal wandel, om nie teen die Here God te sondig. Psalm 119 vers 9 tot 11 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen u nie sal sondig. Die boodskap sê dit so, hoe kan 'n jong mens leef soos u wil hê, as hy alles doen wat u sê? Ek het net een doel, om u gelukkig te maak. Help my dat ek alles sal doen wat u wil hê. Moet asseblief nie dat ek u wonderlike pad misloop en begin sonde doen nie. U woord is diep in die brandkluis van my hart weggebêre. Dit keer dat ek dinge doen waarvan u niks hou nie. Die woord weggebêre in my hart, in die brandkluis van my hart, help my, bekragtig my, om op 'n suiwer en rein pad in die weë van die Here te wandel en te leef, sodat ek teen hom nie sou sondig nie. David sê in Psalm 19, daar vers 13 en 14, die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Nou Psalm 19 wat David geskryf het, die grootste gedeelte van hierdie Psalm gaan oor die voortreffelikheid en die heerlikheid van die woord van God wat in my lewe is. David sê in hierdie Psalm dat die woord van God is volmaak en dit verkoop die siel. Die woord van God
God is gewis en dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die woord van God is reg en dit verbly die hart. Die woord van God is suiwer en dit verlig die oë. Die woord van God is rein en bestaan tot in alle ewigheid. Die woord van God is die waarheid en tesame is hulle regverdig. Die woord van God is begeerliker as goud, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. En hy beskryf hierdie besondere kwaliteite van die woord van God wat in my lewe, in my hart geberg kan word. En dan sê hy dat hierdie kosbare woord wat ek in my hart inneem en bewaar en bere, hou my terug van afdwalinge en van verborgde sondes en van moedswillige sondes. Dit spreek my vry, dit maak my onbestraflik en vry. Dan kan ek die woord van God koester en bewaar in my hart. Begeer jy dit? Begeer jy dit? Nommer 2, wat doen dit? Dit bring openbarings en manifestasies van die Here God in my lewe. Die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Wanneer ek die woord van God bewaar, bear in my hart, dan is dit 'n bewys van my liefde, soos ons net gelees het, en dit verseker vir my, dat ek openbarings en manifestasies van die Here God in my lewe sal hê en beleef. Ek het die Here Jesus lief. Daarom sal ek sy woord bewaar en bear in my hart. En wanneer ek sy woord bewaar, sal hy my lief hê, sê hy. En God die Vader sal my lief hê. En die Here God sal hom aan my openbaar. So my vriend, as ek in die openbarings en manifestasies van die Here beleef en wil wandel en wil staan, dan moet ek erns maak met die saak om sy woord in my hart te bære en dit te bewaar. Die Here Jesus sê ook in Matteus 13 vers 52, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, hy voeg toe by, elke skrifkenner, dis iemand wat die woord bewaar, wat die woord in sy hart bære. Want 'n ware student van God se koninkryk geword het, met ander woorde, God se heerskappy in my lewe, want dit is wat 'n skrifkenner beleef. Hy is soos 'n huiseienaar wat nuwe sowel as ou dinge uit sy stoorkamer tevoorskyn haal. So ek kan verseker wees, wanneer ek die woord van God in my hart bære en dit bewaar, dat openbaring sal voortvloei, oud sowel as nuut. Ou openbaring sal vir my nuut word en nuwe openbaring sal na my toe kom. Dit sal voortvloei in my lewe, omdat die woord van God in my hart is en ek het haar bewaar en beheer. Derde ding, dit verseker die inwonende heerlikheid van die Here God in my lewe. Johannes 14 vers 23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Hoe kan ek sê ek het God lief, maar ek bewaar nie sy woord nie? As ek hom lief het, sal ek sy woord bewaar. As ek sy woord bewaar, sal hy my lief hê en my Vader, ons Vader, wat in die hemel is, sal my lief hê en hy sal na ons toe kom, die Here God, en by ons kom woning maak. Ons sal sy inwonende heerlikheid, sy inwonende teenwoordigheid, elke dag beleef en ervaar. En wanneer die Here God by my kom woning maak, dan beteken dit, ek word geheel en al absoluut deel van sy huisgesin, van sy familie. Wanneer ek by iemand inwoon, dan is ek deel van sy huisgesin. En as ek deel is van iemand sy huisgesin, beteken dit al die voordele en al die seëninge wat deel is van sy huis, van sy woning, word dan ook deel van my. Vryheid, genesing, deurbrake, versorging, na gees, siel en liggaam, voorspoed, erfenis, goddelike heerlikheid,
En so kan ons aangaan en aangaan. Alles wat in die huis van die Here is myne. Want ek is deel van sy huis. Hy by my kom woning maak. Maar dit is slegs as ek sy woord bewaar. As ek hom lief het, sal ek sy woord bewaar. En dit in my hart, in die brandkluis van my hart beheer. En dan die laaste een. Dit verseker dat my gebede altyd gehoorsaam word. Wie van julle wil altyd julle gebede verhoor het? Dis een ding wat ons begeer. In Johannes 17, hoor as die Here Jesus, Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Sê dit nie, my gebede kan verhoor word nie. As julle in my bly, aan hom bly, ons het nou net gelees daar in 1 Johannes 2 vers 5, dat as ons sy woord bewaar en die liefde van God waarlik in ons vermaak word, hierin weet ons dat ons in hom is. So onlosmaaklik aan die vaskleef van die Here Jesus is om in sy woord te bly, om sy woord te bewaar, om dit te bære in my hart. En indien ek sy woord in my hart bære en bewaar en aan hom bly vaskleef, sê hy, alles wat ek voorbid, sal ek verkry. Dis 'n versekering van 'n altyd verhoring van gebed. Nie dat iemand anders vir jou iets anders sê. As jou gebed nie verhoor word nie, beteken dit jy bly nie meer in sy woord is in jou hart. Want hy sê, as jy in my bly, en my woord in jou, sal jy vra net wat jy wil. Want hoekom sê dit? Want hy weet, dat as jy in hom bly, en sy woord in jou, en jy aan hom bly vaskleef, en sy woord in jou hart bære, sal jy niks vra wat buite sy wil is. Jy sal alles bid wat in sy wil is. En wanneer jy bid wat in sy wil is, dan gee hy dit vir jou. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons in hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Ons het vrymoedigheid om te bid, omdat ons sy woord in ons hart bære, en omdat ons in hom bly. Want dan weet ons bid volgens sy wil. Vers 15 sê, en as ons weet dat hy ons verhoor, ons het nou net gesê, hy sal ons verhoor, alles wat julle vra sal julle verkry, as julle in my bly en my woord in julle, as julle ons bid volgens sy wil, sal hy ons verhoor, en as ons weet dat hy ons verhoor, ons weet dit, dan weet ons ook, dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Hoe weet ek wanneer ek in sy wil is? Hoe ken ek die wil van die Here? Slegs wanneer die woord van Christus ryklik in my woon. As ek sy woord in my hart bære. En die Bybel sê, dat ons bedes verhoor word, wanneer ons bid en vra volgens sy wil. So wanneer ek die woord in my hart bære en dit bewaar, wanneer dit ryklik in my woon, dan sal altyd al my bedes verhoor word, wat ek vir hom vra, omdat my gebede dan sal wees ooreenkomstig en volgens sy wil. So die hoorder van die gebed kom vanoggend na ons en sê, ek verseker jou van gebedsverhoring. My gebede sal altyd verhoor word. Ek sal luister as jy bid, omdat jy my woord in jou hart bære en bewaar. Vriende, gaan dit ons nie dan bietjie aan die gang sit om te begin bid, maar om ons sy woord in ons hart bære. So ek vandag wil ek tot u roep en sê, wil jy waarlik vry wees van alle afdwalinge, alle verborgde sondes, moedswillige sondes teen die Here ons God? Wil ons 'n rein en suiwer pad in sy weë voor hom wandel? Wil ons in openbarings en manifestasies uit die hart van die Here leef en wandel en dit ervaar? Wil ons 'n inwonende heerlikheid en alles wat daarmee gepaard gaan beleef en ervaar?
en wil ons al ons gebede verhoorsien. Dan moet ons 'n erns maak, 'n begeerte kry, moeite maak om die woord van die Here in my hart te bewaar en te berg. Nou ek wil volgende week prakties met u praat oor hoe om die woord van God in my hart te bewaar en te berg. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie die kosbare woord wat ons van u ontvang het. Hoe u dit ook so wonderbaarlik gemaak het, dat daar maniere gevind kon word dat hierdie woord op skrif gestel is, saamgebind is, beskikbaar is vir ons in boekwinkels, om te kan kry en te kan lees, te bestudeer. Dankie dat u met ons deel uit hierdie woord het. Die hart in ons bekend maak, u wil, u gedagte. En vryheid ons bring terwyl ons hierdie woord lees, bestudeer, bepeins en uitleef. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat dit deel kan wees van ons lewe. Dat ons vandag ook in 'n land kan bly wat ons vryheid het om hierdie woord te kan bestudeer en lees en ook te verkondig aan elkeen. Geef ons genade en vrymoedigheid om hierdie woord in ons hart aan te neem, te berg, te bewaar, sodat dit wat u beplan het, dat uit u woord uit vir ons lewens vrug sal bring, dat dit sal vrug voortbring in Jesus naam. Ons eer u daarvoor.